Sukses aan die een kant en geluk. Jy voel sterk dat sukses en geluk is nie dieselfde ding nie. Kom ons begin. Wat is die verskil tussen sukses en geluk? Ek het dit gesien in my vorige werk, toe ek nou met mense wat suksesvol was, gesit en werk het. Hulle het nou al die merke gekry, afgemerk wat die ouens nou vir jou op 6, 7 al hier begin afrig mee. As jy hierdie goed doen, dan gaan dit uitwerk vir jou in jou lewe. Wat ons nie besef nie, is dat op daai stadium, en dan vir die volgende 20 jaar, rig die samelewing jou eintlik af vir sukses. Al die investering wat in jou ingaan, is vir sukses. Veral as jy talentvol is. Maar daar's nie 'n uur in jou lewe spandeer in daai tyd, aan geluk nie. Dan hou die ouens maar vas in 'n subtiele belofte, as jy suksesvol is, dan sal jy sommer gelukkig ook wees, moenie bekommerd wees nie. En dit het my getref as 'n ekonoom, jy weet, al die bejaarde ekonome het altyd 'n boek oor geluk geskryf. Dis asof dit hulle hele leeftyd gevat het om te klik. Dat daai ding is nie die waarheid nie. Jy weet, as jy suksesvol is jy net suksesvol. Jy het nou 'n multimiljonair geword, jou besigheid is massief, maar jou oë kan nog leeg wees. Twee goed wat jy ook noem. Jy sê mens kan nie immigreer na geluk toe nie, en geld koop nie geluk nie. Ja, jy sien ons het so vasgehaak aan die ding dat uitwaartse prestasie ander goed sal uitsorteer ook in jou lewe. En dan gaan jy selfs vir radikale goed, soos 'n ander land. Nou, daar is niks fout met 'n ander land nie, inteendeel, ek dink is goed om internasionale ervaring op te doen vir jong mense. Maar as jy 'n ongelukkige self saamneem na daai land toe, gaan daai land weer net so sleg vir jou wees. Geld is 'n snaakse ding. Al die navorsing wat ek in die hande kon kry, wys dat geld kan die eerste stukkie geluk vir jou koop. So as ek en jy moet werk toe loop in plaas van ry, is nie 'n gelukkige ervaring nie. Maar 'n 1300 motor sorteer dit al vir jou uit. So as jy by 'n 3 liter kom van 'n 1300 af, die verskil tussen daai twee goed het eintlik niks meer geluk bygedra. So ernstige armoede word uitgesorteer en ernstige agterstande deur 'n eerste stuk geld. Maar niemand weet dit nie. Almal dink, jy weet, die volgende stap en die volgende stap, daar's 'n lineêre verhouding tussen geluk en meer. En dis hoekom die ouens hulle byna dood werk ook. Hulle wag dat daai belofte waar word. Maar uiteindelik klaar, sy werk is nou afgehandel. En hy kan nou eintlik niks verder doen. Louis, kom ons gesels bietjie oor advies. En ek wil begin met die punt van advies. 'n Jong mens wil 'n mens graag sien moet selfvertroue hê. Maar daar's 'n dun lyn tussen selfvertroue en arrogansie. Hoe beskryf jy dit? En arrogansie is die punt wat jy bereik, jy begin in die spieël kyk en jy sien iets baie groter sien as wat daar werklik staan. Jy's nie so groot nie. Dit vat net 'n prik van 'n speld om baie gou jou terug te bring. En as jy in daai gehefboomde posisie is, kan daai prik van 'n speld jou eintlik baie ver laat val, jy weet. So arrogansie vir my is wanneer jy begin neerkyk. As jy die gewoonte van neerkyk aangeleer het, subtiel. Want suksesvolle mense onthou nou, jy weet, as jy arrogansie verbysteek, is jy nie meer adviesvatbaar. So jy het baie ja-broers om jou. Maar mense wat jou regtig goeie advies kan gee, begin wegbly van jou af. Want dis 'n verleentheid, jy weet altyd beter. So goeie adviseurs trek altyd terug van arrogante mense en ja-broers loop na hulle toe. En jy kan in 'n vreeslike posisie uiteindelik eindig 10 jaar later omdat jy jou eie stem heeltyd so hard hoor. Louis, as jy vir 'n jong mens advies gee oor Suid-Afrika, wat is die kernlyn vir daai advies? Ons het die studeerding, dink ek, so 'n bietjie oordoen in ek dink seker maar in enige gesofistikeerde land. Asof jy jouself sommer vir ewig kan regstudeer hier in die begin. Baie mense gaan studeer, maar hulle weet nie eintlik mooi wat hulle vorentoe wil doen. Hulle doen maar eintlik hulle pa se graad. Nou, het kan gelukkig uitwerk vir jou, dit is nou ook wat jy wil doen. Jy wil nou 'n dokter word, nie het op 18 besluit jy gaan 'n dokter word. Maar sjoe, ek het baie ongelukkige professionele mense in my lewe gesien. Hulle het 'n ding gaan swat wat hulle nooit moes studeer het nie. Nou is hulle 35, die inkomste is groot genoeg dat hulle nie kan nee sê daarvoor meer nie. Hulle gesin is af met die pad, so om nou iets nuuts te begin is baie moeilik. Daar sou ek al 'n beter advies probeer gee het vir jong mense om te sê, moenie te veel pyl trek op wat jy gaan studeer nie. Dis maar net 'n boublokkie in die hele prentjie. Dan sou ek mense aangemoedig het om meer vryheid hulle self te gun in hulle 20's. Ek dink jou 20's is 'n vakleerlingskapfase in jou lewe. En jy moet by 'n paar plekke werk en goeie ervaring opdoen. Dis jou geleentheid in die lewe om 'n bietjie rond te kyk en om te toets waarvan jy hou. Louis, hoekom is mense nog negatief oor Suid-Afrika? Ja, Theo, ek het baie oor daai ding in die laaste 15 jaar probeer dink en persoonlik dink ek een van die groot goed, hulle is basies oningelig. En ons praat veral van talentvolle mense.
Dis van die mees oningeligte opinies wat ek in my hele lewe gehoor het. Mense wat elke dag hulle lewe spandeer in Suid-Afrika en dan 'n opinie uitspreek oor Suid-Afrika. Die ironie is, ons is een van die mees bes gemete lande in die wêreld. Jy kan regtig alles weet wat jy wil in Suid-Afrika. Dit is so deursigtig ook. En elke internasionale navorsingsmaatskappy doen navorsing oor Suid-Afrika. So al die feite is beskikbaar. Al hoe ek maar die ding kon lees, ek dink ons kanaal van kommunikeer met die volk, wat nou maar hoofsaaklik deur die media nog is daar's baie verstoppings na die pipeline. Jy weet, ons het 'n geweldige sensasionele media nog steeds. Baie vlak nuus oordra in baie gevalle aan die volk daar buite wat hulle oningelig hou. Ek wil terugkom na jou tyd as ekonoom en welvaartbestuurder. As jy vir mense algemene advies beginsels kan gee oor hulle geldsaake, finansies, beleggings, wat sou jou goue draad wees? So as ek nou kyk na 'n ou wat na 40 jaar se werk finansiëel onafhanklik word, partykeer selfs vroeër. Daar's niks wat 'n konstante spaarpatroon klop nie. Of jy nou baie geld of min geld maak. Ek het meer ouens gesien op pad finansiële onafhanklikheid toe met kleiner salarisse as professionele ouens met groot salarisse. So dit het niks met die omvang van die salaris te doen nie. Dis 'n konsekwente spaarpatroon waar jy X% van jou geld vir ewig elke maand wegsit en vergeet daarvan. Dis die eerste punt. Ons navorsing destyds gedoen, 80% van finansiële onafhanklikheid word bepaal deur jou konsekwente spaarpatroon en 20% deur die beleggingsbesluite. So daar's nie 'n wonderlike beleggingsbesluit wat hierdie kort paadjie vir jou gaan gee nie. Dis vir 30, 40 jaar moet jy daai dissipline hê om eers te spaar en dan te spandeer. Dis die een ding en dan dink ek, jy weet, my raad altyd vir mense was, maar dis maar moeilik want dit kom nou van 'n gelukshoek uit. Nie te lief word vir skuld nie. As jy die somme reg gedoen het, het jy gesien hoe baie professionele mense hulle hele aftrede wegspandeer het voor aftrede deur die koste van skuld wat hulle opgetel het. Dan dink ek snaakse beleggingsbeloftes waar jy mense op die beste hulle geld sien verloor is tipies waar daar 'n flamboyante belofte is vir alle opbrengsbelofte. En soos jy weet daai ding is te goed om waar te wees en dan is dit tipies te goed om waar te wees. En dan dink ek maar net jy moet 'n sukses van jou loopbaan maak. Jy moet sorg dat daai inkomste stroom aan jou kant bly reg deur jou lewe deur goeie gesonde harde werk.